Ek is bly julle kyk nog saam. Nou, voordat ons aangaan, het ek 'n vraag vir ons kykers. Het julle al ooit op 'n slang afgekom en hoe het julle dit hanteer? Wel, ek het by 'n paar mense gaan kuier wat slange vir 'n lewe vang. Kyk saam. Daar is mense wat glo dat die enigste goeie slang 'n dooie slang is. Maar slange speel 'n belangrike rol in ons ekosisteem en in medisyne. Ek gesels vandag met Mike Perry, 'n vooraanstaande kenner van giftige slange en ook die eienaar van African Reptiles en Venom oor die belangrike werk wat hulle doen. Van bewaring tot die versameling van slanggif vir lewensreddende mediese gebruik. Mike, ek het besluit, ek gaan nie na die kant toe kyk nie, want ek wil hulle nie sien nie. Ek het 'n fobie vir slange. Waar kom jou passie vir slange vandaan? In 1963 het ons familie van die suide van Johannesburg af hiernatoe getrek, hier op Diepsloot. En toe kom die slange tevoorskyn en die goed word doodgemaak. En dan vra ek my ouers, wat se slang is hierdie? Nee, ons weet nie. Wat eet die slang? Nee, ons weet nie. Toe begin ek lees oor slange en ek word absoluut gefascineerd. Toe begin ek soek. So van 1965 af vang ek nou slange, soos nou al 60 jaar lank. So vertel ons 'n bietjie meer van African Reptiles en Venom. So ek het altyd belangstelling gehad in slanggif verskaf. En toe het ek uitgevind wat moet mense met die gif doen. Toe hoor ek jy moet dit droog. Toe kry ek die kontrak om die gif te verskaf vir South African vaccine producers. Die gif is nie eintlik 'n besigheid nie. Die gif is wat ons noem charity work. Dit is 'n diens aan die Suid-Afrikaanse publiek. Ek wil net terugkom by die kursusse en die opleiding wat julle hier ook bied. Ja. Hoekom is dit so belangrik, dink jy? Ek het al baie mense soos jy self gehad wat 'n fobie het. Ja. Dan kom doen die kursus. Aan die einde van die dag dan vang hulle 1.8 meter kobras. Dan het hulle daai hele vrees is weg, net omdat hulle die kennis opgebou het. Mike het al meer as 140,000 slange sonder enige voorvalle in sy lewenstyd vir gif gemelk. Iets wat nie almal sal waag nie. Deur die leiding van Mike en hanteerders soos Hein Henning word die publiek gesertifiseer om giftige slange op 'n veilige manier te hanteer. Henning, hoe lank werk jy nou al met giftige slange? So op die stadium dink ek dis al so 'n bietjie meer as 30 jaar wat ek met giftige slange werk. Verduidelik my net so 'n bietjie meer van die kursus wat julle aanbied. Die kursus is baie goed saamgestel en die kursus dek 'n baie wye spektrum van vrae wat mense het oor slange. Ja. As ons kyk na slangbyt, 80% van alle slangbyt is van die knie af onder toe die voet die enkel. Dit is 80% van waar die byte voorkom. So is dit waarvoor hierdie nou? Dis nou waarvoor die wat ons noem snake gaiters. Dit beskerm die voet bo-op en dit beskerm die laar been. Omdat so baie slangbyt in daai area voorkom. Dan het ons hierdie nuwe handskoene. Ons het hierdie handskoene getoets. Dit is nou teen allerhande slangbyt. Niks byt hierdeur nie. Ons het getoets. Ons het kobras laat byt en ons het groot adders, die kaboenadder, die pofadder. Ons het hulle hier laat byt. Ek vertrou die handskoene genoeg om letterlik enige van die giftige slange hiermee op te tel. Wanneer die kenners 'n giftige slang hanteer, word alle voorsorgmaatreëls streng nagekom om hulle en die dier se veiligheid te verseker. Maar hierdie diere bly gevaarlik. 'n Enkele byt kan ernstige skade veroorsaak. Goed, Mike, wat gaan nou hier gebeur? Goed, dan gaan jy wys hoe ons slange melk. Ek gaan sommer begin met die swart man by hierso. Goed. So jy kan hom maar uithaal. Ek staan net vir 'n oomblik dan nou Jy wil hier. nie help nie, nee. Nee, dankie. Ek laat dit oor aan die kenners. Okay, die slang sit hier so in die pyp. Ek gaan hom sommer hier so op die grond uitgooi. Nee, okay. Okay, ek gaan sit Wat om so? stil te staan. Goed, daar is hy nou veilig. Ek staan nie nader. belang nie, hoor. Kom staan nader. Dankie. Kan jy sien Goed. hoe ons die gif tap? Jy kan nou laat hy daai hierdie plastiek byt, dan gaan die gif dan in die bakkies byt. Nou, en jy sien hoe loop die gif daar teen die bakkie af. Klaar. Jy kan, daar's amper, jy Ja, kan dit nie ek sal gif nou sien nie, gaan dit lyk doen. soos water, dis kleurloos. Dis baie interessant. Hulle kry nie seer wanneer jy dit Nee. nou doen nie, nee. Ja, genaamd. Hierdie tange is breed, so hy Ja. versprei die druk oor 'n groot area uit, so dit maak hom glad nie seer nie. Ek weet nie of ek dit sou waag om 'n slang so te benader nie, maar Max Webster het die kursus voltooi en is nou gesertifiseer om met giftige slange te werk.
Max, jy is 'n gesertifiseerde slangvanger. Wat het jou laat besluit om hierdie kursus te doen? So met die kursus het ek gevind, jy weet, as ek 'n call-out doen by 'n huis, dan kan ek vir jou sê, okay, dit is wat jy doen in 'n geval van 'n slang. So dit gee my 'n rede ook om mense te educate. So het jy miskien enige spesifieke tegnieke of strategieë geleer om paniek in so 'n situasie te voorkom? Hanteer hom met respek en moenie konse vat nie, want dis 'n wilde dier. Het jy enige raad vir enige iemand wat dit miskien oorweeg om so 'n kursus te voltooi? Ek sal sê doen dit. Al is jy bang vir slange, doen die kursus om jou vrees te oorkom, om slange te verstaan en te leer van hulle. Dan gaan jy eintlik sien jy het niks om voor bang te wees nie. As jy jou veiligheidsmaatreëls toepas, op die einde van die dag is jy heeltemal veilig. So doen dit. Die werk wat Mike en sy span by African Reptiles en Venom doen is van onskatlike waarde. Maar of jy nou gril, soos ek, of gefassineerd is, een ding is baie duidelik. Slange moet met groot respek en baie versigtig hanteer word. 'n Slangvangkursus. Dit is nou iets wat ek nie geweet het bestaan nie. Nee, ek ook nie, maar ek het ook besluit dat ek maar liewer by slangetjies en leertjies gaan hou. Ek is net baie bly want kyk, dit is ook een van my fobies dat as die aflosstokkie kon oorhandig aan jou Elsa, dat hulle my nie gevra het om hierdie insetsel te gaan doen en te gaan kuier nie, want ek het dit al 'n vorige geleentheid gedoen. Ek wil net vir jou vra, het hy ook die swart mamma in so houer gebring en dan hoor jy hom al binne in so seil? Nee, darm nie, maar toe hy hom daar op die vloer basies uitgooi, as ek dit nou maar so kan stel. Jy het self gesien, ek was nogal op my senuwees, maar volgende keer is dit jou beurt, Pieter. Nee. Ek het nou my beurt gehad. Baie dankie. Tuisa, jy kan maar gerus 'n bietjie gaan vanaand gesels. Ek glo net daar sit een goeie slang en dis 'n makslang, nee, maar hulle is almal getroud. Ek het geweet dat jy gaan uitkom iewers. Maar ja, nee, ek hoor jy maar baie dankie en well done, hè. Jy het goed gedoen baie. Dankie. Maar dis die ding, nee, met enige wilde dier. Hy kan maar mak wees. Iemand kan sê, nee, ons werk elke dag met hierdie slange. Hulle is fyn. 'n Slang bly 'n slang. Ek stem. En dan sê hulle ook mos, kon jy sien wat se kleur is die slang wat jou gepik het of dit of dat? Ag nee, wat ek het net gehol of uitgepas. Ons gooi maar lekker cheer af Elsa. Dan sê Elsa. Onthou, jy kan deel word van die gesprek deur ons te volg op ons sosiale media platforms en net hierna gesels die manne oor die naweek se sport.